Voor jy met jou kind kan begin praat oor die hospitaal en oor dokters en inspuitings, moet jy weet hoe jy self daaroor voel. Kinders kyk na die ouers en die volwassenes om hulle om te weet hoe moet hulle reageer op 'n sekere situasie. So as jy angstig en gespanne is, gaan jy dit oordra op jou kind. Nou hoe dink kinders? Kinders dink in prentjies. Hulle het konkrete denke. Hulle vorm 'n prentjie van alles wat daar vir hulle gesê word. Hulle het baie spesifieke vrese en fantasieë. En hulle sien maklik iets wat met hulle gebeur as straf vir iets wat hulle verkeerd gedoen het, vir alles iets slegs is wat nou met hulle gebeur. So dit is baie belangrik om dit in gedagte te hou, want dit kan so maklik gebeur, juis omdat kinders hierdie spesifieke vrese het, hierdie fantasieë, hierdie misverstande, dat hulle baie misverstand het oor die hospitaal en wat met hulle gaan gebeur in die hospitaal en die dokter. So as jy begin om jou kind voor te berei, en as jou kind nou na die dokter toe moet gaan, of die kliniek vir 'n inspuiting, of hospitaal toe moet gaan dalk selfs, is dit baie belangrik om heel eers uit te vind of daar nie dalk enige misverstand is nie. Vra vir jou kind, praat met hom daaroor, sê wat dink jy gaan gebeur in die hospitaal en of by die dokter as ons nou gaan. Mens kan so, as jou kind hospitaal toe gaan, dalk so 2-3 dae voor die tyd begin, die inspuiting so dag voor die tyd. Belangrikste is om 'n vertrouensverhouding met jou kind te vestig. Dat dit nie iets is wat skielik oorweldig en wat hier op hom afkom, wat hy nie weet nie. Dit is belangrik dat hulle ook weet. En dit help hulle om jou te vertrou en te weet jy, partykeer gebeur al slegte dinge in die lewe of goed wat nie so lekker is nie, maar hulle gaan voorbereid wees en hulle gaan weet wat om te kan verwag. So as jy nou klaar gevra het en weet nou presies wat gaan gebeur, sê vir jou kind dan die rede hoekom hy moet hospitaal toe gaan of met dokter toe gaan vir die inspuiting. En onthou weer eens, jou kind dink in prentjies. So jy gaan vir hom 'n prentjie skets daarvan. As mangels moet uitgehaal word, dan sê ek gewoonlik vir die kinders, weet jy wat, daar's kieme wat huisies bou in jou mangels. En hulle kruip weg in jou mangels. En dan klim hulle kort uit en hulle gaan maak jou lyfie siek. En gebruik die simptome wat jou kind kry. Naar, maagpyn, wat ook al die simptome is van sy gereelde mangelinfeksie. En as die dokter vir jou medisyne gee, gaan jy vir die kind sê, hardloop daai kieme vinnig terug en hulle gaan kruip weer diep binne in die mangels weg en dan kan die dokter se medisyne nie by hulle uitkom nie. So hulle het 'n wegkruipplekkie in jou keel en daar is die hele tyd kieme wat nou hier in jou keel wegkruip. En jy wil nie dit hê nie, wil jy? En weet jy, toe ek die kinders voorberei het of vir teater en vir mangeloperasies, omtrent 99% van hulle sê vir my, nee, is reg. Dokter kan my hierdie mangels uithaal. Ek soek nie hierdie mangels en hierdie kieme wat wegkruip in my keel nie. Dieselfde beeld kan mens gebruik byvoorbeeld as hulle pypies in hulle ore moet kry. Kieme wat wegkruip en wat huisies bou daar in die ore. Of as hulle moet gaan vir ekstrale. Ons kan sien as die kieme huisies gebou het in jou longe. So maak dit vir hulle so prakties as moontlik, dat hulle kan weet en kan verstaan waaroor dit gaan of hulle prentjie, want hulle gaan 'n prentjie vorm. Jy kan bepaal wat se prentjie hulle vorm. So as jy nou klaar vir hulle gesê die rede van die prosedure, dan sê jy vir hulle wat gaan hulle ervaar. En daarvoor gaan jy dalk die hulp van die hospitaal en van die dokter nodig hê. Bel hulle, kontak hulle, vra vir hulle, dis jou en jou kind se reg om te weet presies wat gaan gebeur. Maak selfs 'n afspraak met die hospitaal. Gaan sien hulle by die hospitaal, dat jou kind gaan sien hoe lyk die bedjie waarin hy lê. Hoe lyk die gang, die deure, gaan miskien nie in teater kan ingaan nie, maar hoe lyk die deure wat daar na die teater toe gaan. Gaan spring op die internet en gaan soek prentjies van teater. Natuurlik nou nie bloed en darm prentjies nie, maar prentjies van 'n teaterbed en die masjiene. Soos byvoorbeeld dat daar sulke pype aan die masjien is. Nou, baie keer hoor mense dat die dokter of die narkotiseer vir die kinders sê hulle gaan 'n ballonnetjie opblaas. Dis die ballonnetjie wat hulle gaan opblaas. Kyk of jy so 'n prentjie kan kry op die internet. Die kind gaan nie regtig hierdie ballonnetjie hoef op te blaas nie, maar weet jy wat, as ek konsentreer in hierdie maskertjie, dis die masker wat narkose masker, dis hoe hy lyk, gaan so prentjies van hom. As hierdie masker ruik partykeer nie baie lekker nie, maar sê vir die kind, weet jy wat, dis 'n reuk wat jy nog nooit gaan ruik nie. Ons gaan nie die kinders voorberei dat dit noodwendig seer gaan wees nie, want weet jy wat, daar was al kinders wat inspuitings gehad het vir wie dit regtig nie seer was nie. So ons gaan vir die kind sê, ek weet nie hoe gaan dit voel nie. Vir party kinders is dit seer, vir ander nie. Vir party kinders ruik hierdie maskertjie nie lekker nie, vir ander hou van die reuk. Ek weet nie hoe dit ruik nie. Kom terug en kom vertel vir my hoe dit ruik. En wanneer die kind konsentreer, wanneer die masker op sy gesig is en hy konsentreer om die ballonnetjie op te blaas, konsentreer om te blaas en hy vergeet dat hy hierdie slegte wat dalk nie vir hom lekker ruik nie,
moet inasem. So dit is die ballonnetjie wat hy dan kan mens dit, so maak van alles 'n uitdaging. Maak dit 'n avontuur. Ons kan dit verander, want hoe jy die hospitaal sien, en hoe jy alles sien wat gaan gebeur met die kind, hang af hoe hy dit sien. So wanneer ons nou vir hulle vertel het hoe hulle gaan, en dan konsentreer ons ook op hulle sintuie. Wat gaan hulle sien? Prentjies. Wat gaan hulle hoor? Wat gaan hulle voel? Wat gaan hulle ruik van die masker? Hoe ruik die masker? Wat gaan hulle dalk proe as dit medisyne is wat hulle moet drink? So verduidelik vir hulle presies met hulle sintuie. Soos ek sê, jy gaan dalk die hulp van die dokter of die hospitaal nodig hê om jou kind behoorlik voor te berei. Dan ook die volgorde wat die prosedures gaan gebeur. So in die oggend gaan ons opstaan, jy gaan nie mag eet nie, verduidelik hoekom. As jou maagie slaap, as jy nou gaan slaap, hierdie baie spesiale soort slaap, wat nou gaan maak dat jy nou nie kan eet voor die tyd nie, maar as jy klaar is met die operasie, dan kry jy iets om te eet. En laastens, vertel vir die kind wat van hom verwag word. As hy gaan vir 'n inspuiting, weet jy wat, al wat ons van kinders verwag, as hulle gaan vir 'n inspuiting, is net hulle handjie stil te hou, of hulle arm, of waar ook al die inspuiting gaan wees. Dan laastens net so 'n paar wenke. Kom ons kyk, as jou kind hospitaal toe gaan. Mamma, pappa, die belangrikste wat jy vir jou kind kan doen, is om self daar te probeer wees. Dit is nie altyd moontlik nie, maar probeer soveel as moontlik daar wees. Baie hospitale het deesdae die fasiliteite dat ouers by die kinders kan slaap in die aand. As dit enigstens moontlik is, probeer om dit te doen, want jy is jou kind se belangrikste steunpilaar. Foto's, bring foto's saam, as hy vals in die hospitaal opgeneem word, of selfs net as hy vir 'n dag gaan in die hospitaal. Hê foto's daar van die hond en die kat en sy kamer en sy speelgoed, hê sy gunsteling speelding daar. En dis nie nou die tyd om daai vuil, verslete kombersie in die blik te gooi omdat jy skaam is daarvoor of dit by die huis te vergeet nie. Bring dit saam hospitaal toe. Wat vir hom spesiaal is, wat vir hom of haar sekuriteit gee, bring dit saam, laat hy dit daar het. Nog 'n belangrike wenk wat jy kan gebruik in die hospitaal is 'n dokterspeelstelletjie. Dit is so belangrik dat jou kind, om hom bekend te maak met dit wat die hospitaal, die toerusting in die hospitaal. Byvoorbeeld as hy nou self kan speel met daai stetoskoop, dan is dit mos nou nie so bedreigend as die dokter na hom toe kom met 'n stetoskoop nie. Of as hy sy teddybeer kan inspuitings gee, dan help dit dat hy gemaklik raak en beheer kan hê oor die situasie. En dan kan hy ook na die tyd, wanneer iets met hom gebeur het in die hospitaal, prosedure, dan kan hy uitspeel wat met hom gebeur het. So dit is ook iets wat belangrik is en wat mens vir jou kind kan gebruik. Ek wil net vra, as jy 'n kind skielik hospitaal toe moet vat, jy kry kennis, 'n bloedtoets het teruggekom en jy moet skielik met hom hospitaal toe gaan, daar's nie baie tyd om voor te berei nie. Wat kan mens doen in so 'n situasie? Weereens, van die oomblik wat jy dit weet, wees eerlik met jou kind. Sê vir hom, verduidelik vir hom, dit het nou gebeur. Baie keer is dit vir die kind ook 'n skok, dis vir jou 'n skok, so weer eens maak seker dat jy rustig is en kalm en jou emosies onder beheer is. En sê dan, ek is jammer, ek kon nie vir jou vroeër sê daarvan nie, maar dit is wat gebeur en ons moet nou hospitaal toe gaan. Wanneer iets traumaties gebeur met 'n kind, hy het geval, seer gekry, hy is miskien aan die bewe, en hy verstaan self nie hoekom, wat gebeur in sy lyfie nie. Hy is nou skielik hier aan die bewe, en vir kinders enige nuwe emosie is vir iets wat hulle nog nie voorheen ervaar het nie. Verduidelik dit vir hom, sê vir hom, weet jy wat, jou lyfie het nou baie groot geskrik, en hy bewe, want hy gaan nou so ontslaa raak van daai skrik. As jou kind gesond genoeg is, nie te seer gekry het nie, en hy kan op en afspring, laat hom 'n bietjie op en afspring, om ontslae te raak van daardie skok emosies wat in hom is. Ek wil net graag weet, as 'n kind, klein kindjie van omtrent 2 jaar oud, al 'n traumatiese ervaring by die hospitaal gehad het, so hoe kan jy dit in iets beters of positiefs omskep? As daar iets slegs met jou kind in die hospitaal of by 'n dokter gebeur het, en jy tel op dat jou kind simptome het van nagmerries, ontwyking, as jy weer in so 'n situasie net kom, dat hulle dit wil vermy of baie angstig raak, kry professionele hulp. Kry iemand, gaan sien 'n spelterapeut, hulle is uitstekend met hierdie kinders, en hulle kan hulle help om oor hulle vrese te kom. Ook baie belangrik, as iets negatiefs in die hospitaal gebeur, dis baie belangrik dat jy nooit die personeel of die situasie in die hospitaal voor jou kind sleg maak of kritiseer nie. Jou kind moet dit nodig om vertroue te hê in die persone wat hom help. As jy probleem optel met 'n personeellid of met iemand in die hospitaal, spreek dit aan weg van jou kind af waar hy nie daarvan weet nie. Sodat jy altyd net positief en opbouend kan praat. En weer eens 'n dokterstelletjie. Dit help nogals baie
dat kinders as hulle klaar deur so 'n prosedure was, kan help om uit te speel en om meester as hy nou die dokter kan wees, dan gee dit vir hom beheer in die situasie en hy kan sy teddybeer of sy kan haar teddybeer dan dokter, dan help dit hulle om meer beheer in die situasie te kry.